die tema van die plek is opera en al die, jy weet, die geskiedenis. En hy kom in Londen en hy, jy weet, gaan kap sommer daar in die winkeltjies rond, jy weet, en hy kom op plek af, die ou nou verskillende kopbene daar in sy winkel. En hy vra toe ook vir hom, jy weet, wat verkoop jy nou eintlik? Hy sê nie, hy verkoop eintlik bekende se kopbene, jy weet. En hy sê, dis 'n baie interessante okay, man van die bekendes. Die tipe winkels, ja. En die ou sê, maar ek het weer 'n koffieplek waar ek nou die opera uitbeeld. Jy weet dan van die opera sterre se kopbene. En die ou sê, wel, ek het hier 'n afdeling opera en ligte musiek en van en krap daar rond en hy kom daar op, hy sê, so is bijvoorbeeld Madame Butterfly se kopbeen. En dit is 2000 pond. Ja, sê, yes, dit is fantastisch interessant. Hy sê, en hierso is Mario Lanza. Sy kopbeen is nou effens goedkoper. Dit is... Kijk, hy doen ons... Sy kopbeen is gekraak. Hy sê 1500 pond. Hy sê, maar hierso is nou my absolute prijs kopbeen en dit is Enrico Caruso se kopbeen. Hy is 3000 pond. Die ou sê, ek kan nie dit glo nie. Is dit Enrico? Het jy gesê Enrico Caruso? Hy sê, dis hy. Hy sê, wel, ek moet hom koop. En hy koop die kopbeen vir 3000 pond. Hy is in New York toe, daar na sy koffieplek toe. En daar het mense van oor die hele Amerika, ook van oor die wêreld gekom om die kopbeen te sien. En seker 10 jaar later, toe is hy nou weer in Londen en hy stap weer by die winkeltjie. En die ou, en hy vra vir hom weer daarna, jy weet, en die ou het weer daar so deur 'n paar ander kopbene gegaan en hy sê, en dan het ek hier Enrico Caruso se kopbeen. Hy sê, meneer, ek wil nou nie, kan nou nie, maar ek, so 10 jaar gelede, het ek by jou Enrico Caruso se kopbeen gekoop vir 3000 pond. Hy was nou wel groter as hy ene, maar jy toe ook vir my gesê, dis Enrico Caruso se kopbeen. Hy sê nee, hy kan onthou, maar hierdie een is toe hy seun was.